Gemeente, ons skriflesing is vanmôre uit die woord van die Here uit Openbaring hoofstuk 2. Openbaring hoofstuk 2, ons gaan lees vanaf vers 1 en dan in hierdie Pinkstertyd gaan ons bietjie kyk na hierdie 7 briewe wat Johannes in opdrag van Christus aan hierdie 7 gemeentes geskryf het. Ons gaan nog aangaan tot volgende Sondag en Sondag daarna. Baie belangrike briewe wat vir ons ietsie vertel van die Here se siening, se evaluasie van die kerk, hoe 'n kerk moet wees, gemeente van die Here. Hoe hy dit evalueer, nie hoe ons dit sien nie, maar hoe hy wil hê dit moet wees. So voor ons lees, kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre U kan aanbid. Dat ons weet, ons het 'n hoëpriester, die Here Jesus, wat vir ons die weg baan en gebaan het na die allerheiligste. Dat ons kan sing, Jesus rots vir my geslaan. Dat ons weet, Here, U het die prys betaal. U het ons sondes op U geneem. U het die weg gebaan. En die uitnodiging wat kom na alle mense deur alle eeue is nog steeds, kom na my toe. Kom na die waters, kom drink. En daarom bid ons ook vir hierdie dag, Here, soos U ook vir ons geleer bid het, laat U koninkryk kom. En mag U koninkryk kom in hierdie dae, so baie dele van die wêreld. Ja, Here, U is inderdaad die lig vir die nasies. Waar ons in 'n baie donker tyd ook in die wêreldsgeskiedenis leef, in 'n onseker tyd, onvoorspelbare tyd op so baie gebiede. Dank ons U, Here, dat daar by U lig is. En mag in hierdie donker tyd, Here, mense U lig sien. U is die hoop vir die nasies. En dankie dat ons weet dat hierdie evangelie, soos U ook die disippels beveel het, die evangelie is vir al die nasies. U ook U disippels opdrag gegee het, gaan en verkondig dit aan al die nasies, om leer hulle om alles te onderhou wat U ons beveel het. En dankie dat daar soveel gemeentes is wat steeds by mekaar kom om hierdie opdrag te vervul. En dat ons mekaar kan leer, mekaar kan opbou in U woorde. Want U is inderdaad die God van vrede. U is die God van hoop, van alle hoop. En ons gebed is, Here, dat U ook sal wees, dat elke lidmaat wat vanoggend hier is, ook hulle wat nie hier is nie, vir die gemeenskap hier, dat U met elkeen in die besonder sal wees en vir hulle sal dra. U ken elkeen se omstandighede. Ja, U is die een wat met ons medelee kan hê, want U ken ons. En ons bid dat U elkeen sal dra en sal lei in U liefde en in U genade. Ons vra daarom ook, Here, as ons ook bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry en beproef word, dat U ook aan hulle sal dink. En as ons nou ook vanmôre U woord oopmaak, om daaruit te lees, verlig ons oë en ons harte. Here, wees in ons midde. Wees hier teenwoordig. En praat met ons en lig vir ons op, deur die genade alleen. Amen. Openbaring, hoofstuk 2, laaste boek in die Bybel, skryf aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het, bekeer julle, en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit
het julle daarom in julle guns. Julle verafskiet wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskiet. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Tot sover die woord van die Here. As 'n bekende Christelike skrywer, François Schaeffer, en hy het eens opgemerk dat die betekenis van die woord Christen eintlik na niks verminder is, die betekenis daarvan. Omdat die woord Christen as 'n simbool so min beteken, het dit die betekenis van alles of niks verkry. Menende dat die term Christen so onseker geraak het, dat mense nie presies kan sê waarvoor dit staan en wat dit beskryf nie. Nou die term Christen in hedendaagse gebruik kan enigiets beteken van nie Joods of enige een wat in 'n Christelike land woon en seker miskien 'n Christelike kultuur het, of enige een wat miskien 'n vorm of 'n verbintenis met Jesus Christus het of beweer dat hy dit het. Selfs die term evangelies het ook vaag geword. Nou hy beskryf 'n Christen as nie net 'n etiket of 'n vroom identiteit nie, maar as 'n volledige transformasie van denke, van lewe en verhouding tot God en ander mense. 'n Christen is iemand wat in die waarheid leef, in liefde leef en getrou getuig van Christus in elke aspek van Christus, in elke aspek van sy lewe. Baie baseer hulle Christendom net op hulle emosie of hulle kultuur. William Wilberforce, die man wat betrokke was by die slawe, die ontwettiging daarvan in Engeland, het 'n boek geskryf, Cultural Christianity. 'n Christendom wat, dis jou kultuur. En omdat dit jou kultuur is, assosieer jou daarmee. Daar's niks van 'n diep studie of gehoorsaamheid aan die woord van God of 'n verdieping daarin nie. Maar as 'n mens dink oor Christendom, dan is die Bybel baie duidelik daaroor. En Christene word beskrywe as die wat 'n verlossende verbintenis het met Jesus Christus, die wat God van die begin af gekies het, soos die Bybel sê, tot verlossing, deur die heiligmaking van die Gees, deur geloof in die waarheid. Dit sluit 'n hele paar dinge in. Dis eerbiedige vrees vir God, 'n begeerte om hom na te volg, om hom te gehoorsaam. Maar seker een van die belangrikste kenmerke van 'n Christen is liefde vir die Here. Om die Here lief te hê. Ons het dit vroeër gelees. Die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en verstand. Johannes 14 vers 21 en 23 het Jesus gesê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en myself aan hom openbaar. En as iemand my lief het, sal hy my woorde bewaar en ek en my Vader sal in hom kom woon. Paulus definieer dit ook so. 'n Christen is iemand wat beheer is deur die liefde vir Christus. So iemand, sê Paulus, sal geseënd wees. Efesiërs 6 vers 24. Hy beskryf eintlik in 1 Korintiërs 6 vers 22 die erge feit as iemand Christus nie lief het nie, vervloek is hy, Maranatha sê hy, die Here kom. So daar's geen beter illustrasie in die skrif as 'n mens dan hierdie brief lees van die erns daarvan, as iemand 'n verlore liefde vir die Here het of 'n afgekoelde liefde.
En hierdie brief in Efesiërs beskryf 'n gemeente wat hierdie liefde verloor het. Nou hierdie 7 gemeentes beskryf word in hierdie 2 hoofstukke, hoofstuk 2 en 3, was werklike bestaande gemeentes gewees. En ons lees in die Bybel, en dit word algemeen ook so aanvaar, dat hulle tipies is van die Christelike kerk deur die hele era en sal wees tot Christus weer kom, van wat kan gebeur binne 'n kerk, en hoe moet 'n kerk wees, en hoe moet hy nie wees nie, en waar is 'n geseënde kerk, en waar is 'n kerk wat sy bestaansreg sal verloor. Nou hierdie Efese gemeente, wat eerste hier genoem word, was op die eerste posroete, as mens dit so kan stel, van die mees prominente gemeente op hierdie pad van hierdie 7 gemeentes. Was eintlik die moedergemeente, waaruit die res van die ander gemeentes eintlik ontstaan het. Die baie bekende Efesiërsbrief, wat deur Paulus geskryf is 4 dekades terug voor hierdie, was ook aan hierdie gemeente gerig. En ons sien in hierdie skrywe aan hierdie 7 gemeentes 'n patroon, as Jesus aan hulle skrywe. Ons sien 7 dinge: die skrywer, die gemeente, die stad, die aanbevelings, die bekommernis, die opdrag, en dan raad ook aan hierdie gemeentes. Begin by die skrywer. Hy wat die 7 sterre in sy hand het, hy wat wandel tussen die 7 goue kandelaar. Die skrywer word hier nie by die naam genoem nie, maar dit word duidelik wie hy is. Die een wat homself ook uitbeeld in hoofstuk 1 as die verheerlikte Christus. Hy is die outeur. En as hierdie briewe geskrywe word, dan is dit sy direkte woorde aan die plaaslike gemeente. En hy beskryf hom as die een wat tussen die 7 goue lampstanders beweeg. Wat hy daardeur sê, hy is die een wat gemeentes ondersoek. Hy bekyk hulle. Hy evalueer hulle. Hy beoordeel hulle. En as soewereine heerser van die kerk, het hy die gesag oor sy gemeentes. Nie net ons mening, hoe dink ons oor 'n kerk, en hoe dink ons 'n kerk moet wees nie. Daar's baie vergaderings wat daaroor gehou word. Hoe dink ons dinge moet wees? Hier is die woorde van die een wat soewerein en beheer is van die kerk. Hy is die Here van sy kerk en hy praat met gesag na elke gemeente. Wie was hierdie gemeente? Hierdie kerk was 'n kerk met 'n ryke geskiedenis. Gemeente in Efese. Hierdie mense wat voor Paulus daar was, Priscilla en Aquila, sy medewerkers. Hulle het Paulus bekend gestel aan hierdie stad Efese. Later het 'n bekende prediker, 'n welsprekende prediker, Apollos, daar gepreek. Paulus het op sy tweede sendingreis ook by Efese gestop, maar sy eintlike werk was op die derde sendingreis vir 3 jaar in hierdie stad Efese. En dit was 'n merkwaardige bediening wat hy daar gehad het. In daardie stad het hy gepreek en daai stad se mense se lewens is omgekeer. Eintlik is die ekonomie van daardie stad beïnvloed deur sy prediking, sy getuie. Buitengewone wonders het plaasgevind, selfs doeke sê hulle en voorskote wat gedra is op die siekes gelê en hulle is genees en bose geeste is uitgedryf. Selfs die voorbeeld in daardie stad van die 7 seuns van Skefa wat al hierdie dinge gesien gebeur het, maar hulle self was heidene, Jode. En hulle dink toe ook, hulle sien wat Paulus doen, hy dryf die duiwels uit. En hulle dink hulle gaan dit ook doen toe hulle duiwelbesetene sien en hulle dryf hom uit en hulle sê in die naam van Paulus en Jesus wat hy verkondig, gaan uit hierdie man uit. Maar die teenoorgestelde gebeur, die man antwoord en sê, ons ken vir Jesus, ons ken vir Paulus, maar wie is julle?
En hulle gryp daai mense en het bietjie sleg daarvan afgekom. Dit daartoe gelei dat daar eintlik vrees in daardie dorp ontstaan het oor hierdie gebeure. 'n Merkwaardige erlewing, soos in baie van die ou tydse plekke, was toordery en die okkulte deel van daai mense se lewens. Maar deur die prediking van Paulus was dit so merkwaardig geweest dat die mense hulle daarvan bekeer het. En dat daar 'n groot bonfire gehou was, 'n groot vuur, en mense het hulle towergoed gebring en boeke. Mense wat dit bereken het, sê dit was van geweldige waarde gewees en hulle het al daardie goed verbrand. 'n Duidelike teken van hulle bekering. Dit is 'n belangrike stad, ook vir die kerk. Die vroeë kerk getuig dat die apostel Johannes sy laaste paar jaar in Efese deurgebring het. En van daardie gemeente af is ander gemeentes gestig en het uitgebrei. Maar toe hierdie brief geskryf is 4 dekades na Paulus se besoek, nadat hy oorlede was eintlik, skryf die Here weer aan hierdie gemeente, aan hierdie stad. Miskien ook goed om net te kyk na die belangrikheid van hierdie stad. Was nie die hoofstad nie van Klein-Asië nie, maar omdat 'n Romeinse goewerneur daar gewoon het, is dit amper gesien as 'n hoofstad. In hierdie stad was daar ook groot atletiek byeenkomste. Amper van Olimpiese standaard gewees. En Efese was ook 'n belangrike hawestad in daai provinsie. Maar dit was veral ook bekend vir die aanbidding van die godin Artemis of Diane. Nou was 'n tempel daarvoor. En dit was 'n toevlugsoord vir misdadigers. En al beeldjies is verkoop. En dit is wat die impak wat Paulus se prediking ook gehad het, want toe hy daar gepreek het, is daar minder van hierdie beeldjies verkoop, en die man wat hierdie beeldjies gemaak het, het kwaad geword en 'n opstand veroorsaak, omdat hy finansiëel begin skade ly het, wat hy minder van haar beeldjies verkoop. Maar daar was ook, dit het die hele dorp beïnvloed. Daar was 'n maandlange fees elke jaar in hierdie dorp ter ere van hierdie godin. En daar was duisende priesteresse, rituele prostituie wat daar was in hierdie tempel. Dit is eintlik chaotiese gebeurtenis met hierdie priesters en die prostituie en die bankiers en die misdadigers en die dansers en al hierdie mense was daar gewees in Efese. Dit was nie 'n te lekker dorp nie. Die een filosoof, Heraklitus, hom genoem die wenende filosoof. Hy het gesê in Efese, by daar kon woon, niemand in Efese kon daar woon sonder om te huil oor die goddeloosheid en die verdorwenheid. En te midde van dit alles, hierdie heidensheid, het die Here sy kerk gevestig. En was daar 'n groep Christene. En dan kom die Here en hy praat met hierdie gemeente en hy sê vir hulle, ek ken jou werke. Ek ken jou werke. Hy is die alwetende een. Hy weet alles, ons sien dit in elkeen van hierdie 7 briewe. Hy het volledige kennis wat in hierdie gemeente gebeur. Hy weet alles wat in 'n gemeente aangaan, goed of sleg. En voor hy die tekortkoming aanspreek, prys hy eers hierdie gemeente in Efese. Ek ken jou werke, jy het moeite, jy het volharding. Hy sê met hierdie woord moeite, dat jy op arbeid tot op die punt van sweet en uitputting. Jy dink 'n gemeente wat so werk, so ywerig is vir die Here. Hulle het nie 'n toeskouersmentaliteit gehad nie, hulle wou nie net vermaak word in die kerk nie, maar hulle het gewerk. Te midde van hierdie heidendom rondom hulle, was hulle besig om op te bou, om te sien na mense in hulle nood, miskien te evangeliseer, en met volharding, hulle het nie moeg geword nie, hulle het aangehou en aangehou. Nog 'n prysenswaardige kenmerk, miskien sal almal dit nie so sien nie, maar die Here sê, dat julle slegte mense nie verdra nie. Hulle het nog 'n morele kompas gehad.
Hulle het nog kon onderskei tussen reg en verkeerd. Tussen wat goed en wat sleg is. Hulle het nog 'n hoë standaard gehad van lewe en was sensitief daaroor en sensitief teenoor die verkeerde. Hulle het miskien na Paulus se raad geluister toe hy vir hulle geskryf het in Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Hulle was nog steeds gewillig om dit nie te doen. Hulle was ook mense wat geestelike onderskeiding gehad het. Hy sê, want hulle het die wat hulle self apostels noem op die proef gestel en hulle is vals bevind. Sien nie sommer 'n gemeente kry wat dit doen vandag nie. Om predikante te toets. Is hulle eg of is hulle vals? Hulle het dit gedoen. En Jesus komplimenteer hulle daarvoor. Dis goed julle doen dit. Dis goed jy bevraagteken 'n predikant of 'n prediker wat na jou toe kom. Is hy eg of is hy vals? Julle het hom op die proef gestel en hierdie klomp het hulle op die proef gestel en gevind dat hulle vals was. Die Efesiërs het na die waarskuwing geluister. Paulus, toe hulle verlaat het na 3 jaar, het op die strand saam met die ouderlinge bymekaar gekom. Hy het 'n lang preek gegee, 'n bekende preek. Handelinge 20 vers 28 tot 31. En hy het daar vir hulle gesê vir die ouderlinge, gee ag op julleself, op julle kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsierde aangestel het om die gemeente van God op te pas wat hy deur sy eie bloed verkry het. Ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, wat die kudde nie sal spaar nie, selfs uit julle eie geleedere. Wees waaksaam. En hierdie gemeente het daarna geluister. En Jesus komplimenteer hulle. Valse leraars is voortdurend 'n gevaar in die kerk. Jesus het in Matteus 7 vers 15 gesê, waarsku teen die valse profete wat in skaapsklere na julle kom, maar van binne roofsugtige wolwe is. Valse profete, werkers van ongeregtigheid, hulle kom as 'n engel van die lig. En baie kan hulle nie eens sien nie. Maar Paulus sê in 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. Sulke mense is valse profete, bedrieglike werkers. Hulle doen hulle voor as apostels van Christus. En geen wonder sê hy nie, want selfs die Satan vermom hom as 'n enkel engel van die lig. Daarom is dit geen wonder dat sy dienaars dit ook doen nie. Die kerkvader Ignatius, wat nie lank na Johannes hierdie boek geskryf het nie, het hy ook as kerkvader hierdie gemeente nog geprys. Hy sê, julle luister nie na iemand behalwe die wat die waarheid oor Jesus verkondig nie. Ek het gehoor dat daar vreemdelinge by julle gekom het met 'n bose leer, maar julle het nie toegelaat dat hulle dit onder julle saai nie. Julle het julle ore toegestop om te keer dat julle inneem wat hulle versprei. En die Here sê, hulle was nog steeds besig om dit te doen. Hulle luister nie sommer na enige een nie. Hy sê, Ignatius het julle ore toegestop. Want hulle het geweet, mense wat na verkeerde goed luister, leef verkeerd en dwaal af. En Jesus sê, hulle het al hierdie dinge gedoen, en verduur terwille van sy naam. Terwille van sy naam. Hy sê nog 'n ding, verder in vers 6. Tog het jy dit vir jou, 'n positiewe ding oor hierdie gemeente. Jy het die werke van die Nikolaïte gehad, wat ek ook haat. Dis ding dat die Here dit so sê, daai Nikolaïte, wat daar onder julle werk en onder, ek haat ook wat hulle doen, sê die Here. En ek wil julle aanmoedig en sê, dis goed, julle het gehaat wat hulle haat. Nou wie hulle werklik is, weet die mense, het kom in 'n ander brief van Paulus, van Jesus ook oor in Pergamon. Sommige sê dit was een van die diakens wat gekies was in Handelinge 6. En Pergamum, in daai brief word dit geassosieer met Biliam in die Ou Testament. En dat dit moontlik beteken het dat hierdie man onder hulle was voorheen 'n baie prominente figuur in die kerk, het hierdie mense gelei tot onsedelikheid en 'n verkeerde lewenstyl. Hulle het hierdie mense onder die dekmantel van Christelike vryheid. Jy's nou glo in Jesus,
so jy kan maar lewe soos jy wil. En dit het gelei tot seksuele onsedelikheid en al hierdie dinge. En Jesus sê, dis goed, jy het nie na hulle geluister nie. Hier volg hulle nie. Ireneus, ook 'n kerkvader, sê hierdie Nikolaïte het 'n lewe gelei van onbeheerste selfbevrediging. Clemens van Alexandrië het dit bygevoeg, hulle self oorgegee aan plesier soos bokke en 'n lewe van selfbevrediging gelei. En Jesus prys hierdie gemeente, sê, julle het gelukkig hierdie man, hierdie mense, volg julle nie. Maar, dan die een groot bekommernis. Maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ek het dit teen jou. Ten spyte van al die lofwaardighede in hierdie gemeente, en is dit nie besondere dinge nie? Besonder, mense sal dit vandag nie by meeste gemeentes kry nie, dat hulle so is soos hierdie gemeente in Efese. Teen uitkyk vir valse dinge en die goed, en teen verkeerde lewenstyl en daai goed. Mense sal amper nie so gemeente kry vandag, baie skaars. Maar hulle het al hierdie dinge gehad wat so skaars was, en Jesus sê vir hulle, daar's tog 'n dodelike gebrek by julle. Julle het julle eerste liefde verlaat. Dit later aan was hulle so leerstellig ortodoks, miskien. So om te kyk na dinge wat reg en wat verkeerd is, kyk dat ons reg optree en al hierdie dinge op 'n uiterlike vlak, en dit 'n meganiese godsdiens geword het. Ek doen maar omdat ek dit moet doen. Ek gaan kerk toe, is maar deel van die kulturele tradisie. En dan doen ek 'n paar goeie dinge. Ek dien miskien op die kerkraad as die diakon of ouderling of predikant of wat ook al is, maar dis meganies. Jy werk deur die rituele. Dis 2 Timoteus 3 vers 5 sê, jy het die gedaante van godsaligheid. Maar die krag daarvan is weg. Jy leef uiterlik soos 'n Christen. Jy staan bekend as 'n Christen. Maar daar's nie die warme hart van 'n liefde vir God nie. Daar's nie 'n liefde nie. Dis soos 'n vrou wat met 'n man getroud is, sy sal alles doen wat van haar verwag word. Maar daar's geen liefde nie. Alles, net soos hy sê, doen dit, sy doen dit. Meganies. Maar geen liefde nie. Soos Jesus, of soos ons ook lees in die Ou Testament in Jeremia, waar die Here ook van sy volk praat. Hy sê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem, en sê, so spreek die Here, ek onthou die gemeentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Hy sê dit was soos die bruidstyd, die eerste huweliksjare. Jy het agter my aangekom, daar was 'n warmte, daar was 'n liefde geweest. Maar dan sê hy later in die gedeelte, maar julle het my verruil vir ander gode. My volk het sy heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie. Die hartsliefde, die wittebroodsttyd het geëindig vir Efese. Daar was nie meer daardie liefde in die hart nie. Daar was 'n geestelike onverskilligheid. En op die ou einde lei dit tot die dood van 'n kerk. Jy kan al die ander positiewe dinge hê. En daarom die geweldige waarskuwing ook in hierdie gedeelte. Jy sal weer moet terugkeer. En die Here gee vir hulle raad, hy gee vir hulle opdrag. En ons sien dit in elkeen van hierdie briewe. Die groot geneesheer. Hy skryf iets voor. Die dokter los nie net die pasiënt nie.
Hy gee 'n voorskrif vir hierdie sieklike toestand. Hy sê eerstens, moet hulle onthou. Dink terug. Dink terug aan jou wittebroodsdae. Dink terug aan jou vroeë liefde. Moenie vergeetagtig wees nie. Dink aan jou geestelike verval. Dink waar jy was. Dink waar hy die kerk was toe hy gebore werd. Dink aan daardie dag toe jy so gebind was deur die okkulte en die duiwel en jy het jou boeke verbrand en daardie mag is verbreek en jy's bevry en jy het verlossing ervaar. Dink aan daardie liefde en daardie dankbaarheid wat jy gehad het. Dink daaraan. Bekeer jou. Jy moet op 'n doelbewuste punt kom van die afwysing van jou sonde. Om te besef, om God nie lief te hê nie, is sonde. Kerk hou nie daarvan om oor sonde te praat nie. Maar die Bybel sê dit. Om God nie lief te hê nie, is sonde. Dis 'n dodelike sonde. Dis 'n vernietigende sonde. En hy sê en berou daaroor bewys. Doen weer die eerste werke. Doen weer die eerste. Steek weer die vuur aan die brand van daardie eerste liefde, daardie aanbidding, daardie toewyding, daardie hartsgodsdiens wat daar was. Doen dit weer. Die warmte, die liefde vir God. Dit is die een ding, al weet jy nie baie van die Bybel nie, al weet jy nie baie van godsdienst, maar jy het die Here lief. Jy het 'n liefde vir Christus. Want hierin is 'n sulke waarskuwing, die Here sê, maar as jy dit nie gaan doen nie, sê hy, sal ek die kandelaar van sy plek verwyder, as jy bekeer nie. Dat hierdie vir die Here so ernstig is, hy komplimenteer hulle vir soveel baie dinge, maar die liefde vir hom is so belangrik. Soos 'n man en 'n vrou, die liefde van sy vrou is belangrik. Die liefde van die man vir sy vrou is belangrik. En so vir die Here ook. En hy sê, as jy nie hierdie dinge gaan ek die kandelaar wegneem. Ek gaan die lig wegneem. Nie by sy wederkoms nie, maar dit is 'n plaaslike oordeel vir 'n spesifieke gemeente. Dat hierdie kandelaar simboliseer die kerk. As die kerk nie terugkeer na sy eerste liefde nie, sal hy die kandelaar verwyder, hy sal 'n einde bring aan die kerk. Weet jy wat vernietig kerke oor die wêreld en waarom gaan dit om nie? Nie geld te min geld nie. Nie dorpe wat miskien verander en nie meer is en dinge lyk anders. Nie politieke dinge nie. Die mag lê nie in die politieke mense se hand om die kerk te vernietig nie. Dit kan wees, nie in ander geval, maar dit kan wees dat in sommige gevalle dit die Here self is. Dat hy die kandelaar verwyder, dat hy die lig wegneem, sodat dit net duisternis is. Ek dink is A.W. Tozer wat gesê het, meeste kerke sal net bly funksioneer soos hulle funksioneer, al is die Heilige Gees nie meer daar nie. Hy sê maar net aangaan. Want dit het 'n organisme geword wat meganies kan funksioneer sonder God en sonder 'n liefde vir hom. Die Here soek u en my liefde, dat ons hom sal lief hê. Ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand. Ons sal daarin gebrekkig bly tot die einde van ons lewe. Ons sal daarin struikel, daar sal 'n meerder en 'n mindere mate daarvan in ons lewens wees by tye. Maar dat ons hom sal lief hê. Anders sal hy die kandelaar wegneem. En die tragiese is, dit het gebeur. Efese het verdwyn. Verdwyn as gemeente, ek dink amper tot vandag toe nog. Die deure is later toegemaak, die lig het verdwyn, die kandelaar was nie meer daar nie. Want hulle die Here se waarskuwing, bekeer jou.
na jou eerste liefde toe, geïgnoreer. Maar ook dan aan die einde ook die raad vir hulle wat hy vir hulle het en die bemoediging. Wie oë het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat sien, sal ek gee om van die boom van die lewe te eet wat in die paradys van God is. Die brief eindig met 'n vermaaning en 'n belofte. Christus se vermaaning, wie ore het, laat hom hoor. Luister na die Gees, luister na die woord van die Here. Open dit, lees dit, wees dit gehoorsaam as gemeente. Maar met 'n wonderlike belofte, die wat oorwin, sal ek gee van die boom van die lewe om te eet wat in die paradys van God is. Die gelowige, die een wat aan die Here behoort in geloof en in liefde, hulle is die oorwinnaars. Hulle is die oorwinnaars. 1 Johannes 5 vers 4 tot 5 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, julle geloof. Julle geloof. En dis elkeen wat glo. Waar hy ook al is, watter gemeente ook al, ek beloof hulle sal eet van die boom van die lewe. Hulle sal eet van die boom wat is in die tuin van Eden, en daardie boom is nie soos die eerste boom waarvan Adam en Eva geëet het en gesterf het nie, en uitgedryf is nie, maar hierdie boom is 'n teken van die hemelse boom van die ewige lewe in die paradys van God wat vir altyd hou. Wonderlike verhaal van die gemeente van Efese. Dat niks anders in ons die plek sal inneem van 'n liefdevolle toewyding aan God nie. En enigeen wie se liefde vir die Here afgekoel het, sal goed doen om te luister na die wonderlike beeld uit Hosea uit, waar die Here sê, of die profeet sê, keer terug na die Here, jou God. Want jy het geval deur jou sonde, bely jou sonde en kom terug na die Here. Sê vir die Here, vergewe tog al ons sonde en neem ons belydenis aan, ons belydenis teenoor U. Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Ons sal nie meer op ons eie wapens verlaat nie. Ons sal ook nie meer vir ons eie handewerk sê ons God nie. Sien wat vandag gebeur, ons eie handewerk is ons God. Hulle sê ons sal dit nie meer sê nie. By U alleen is daar liefde vir die weeskind. En dan sê die Here ook in vers 5, ek sal hulle ontrou genees. Ek sal hulle van harte lief hê, wanneer my toorn van hom afgewend is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre U woord kan hoor. Want in die brief aan Efese wat ons vanmôre gelees het, hoor ons U stem. En ons dankie dat U steeds met ons praat, soos wat U ook met daardie gemeentes gepraat het, en dat ons ook bid, Here, en vra dat U ook in ons midde sal werk, en dat ook hierdie liefde in ons hart vir U altyd daar sal wees. En dat U dit sal laat groei. Ja, dat ons nie op ons eie gode sal staat maak nie, maar na U toe sal kom. En ewige rus by U mag vind. U wat die oorsprong van die lewe is. Wees vir ons genadig, ons bid dit ook so vir die kerke oor die wêreld heen, waar daar by baie plekke so agteruitgang is, aan die ander kant weer so wonderlike herlewings. Bid ons, Here, dat U ons steeds deel sal maak van hierdie groeiende koninkryk van God, wat soos 'n mosterdsaad klein begin het, maar wat groei en die hele wêreld sal vul, totdat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen.